Eendag, lang gelede, is daar 'n vuurpyl wat reg staan, gereed op 'n platform om op te skiet in die ruimte in. Hierdie platform staan net so eentjie van die see af. Weet jy hoekom nou by die see? Sodat as hy moeilikheid het en hy nie so lekker opstyg nie, kan hy spesiaal land in die see. Hierdie vuurpyl is ook so spesiaal dat hy weer kan opstyg vanaf die see. En hierdie vuurpyl staan gereed op 'n platform. Vlamme en rook blaas onderuit hom uit. En ons 'n stem oor 'n mikrofoon, oor die luidsprekers wat aftel. 5, 4, maak dat ding, dit voel of die aarde begin bewe. 3, 2, 1. Hoogat, dis nie geluid wat moet pas by 'n vuurpyl nie. Julle, daai vuurpyl het net begin opstyg toe, skiet hy skeef. Wat 'n geluid is dit vir 'n verskriklike groot massiewe vuurpyl? En hy gaan reguit see toe. Julle, daai vuurpyl val daar in die see neer, maar daarom, hy breek nie. Op sy kant spat die water weg. Visse spring uit die water uit, pikkewyne skiet in alle rigtings in. Seeleeu's en robbe, hulle sê al die plekke heen, julle, dit is gaas by die see. Almal vlug behalwe. Daar is 3 pikkewyntjies wat nader swem. Wat is hierdie groot ding, wonder hulle. Wel, reddingsbote jaag nader, maar die pikkewyne is eerste daar. Gaan 'n deurtjie oop, hier aan die kant van die water. Hulle kruip weg hierso net so onder die water en hulle sien, daar klim 'n oom uit. Maar hierdie oom lyk bietjie de mekaar. Val hy in die water, maar met sy groot maanpak wat hy aan het, sy ruimtepak, dryf hy daar rond. En die pikkewyntjies dink, wat? Val hy uit hierdie groot eyster voel ding, se maag, kyk, hier is ons nog 'n gat, kom wat, is gaan nog hier binne. Hy 3 pikkewyntjies klouter daar binne in hulle koekeloer rond. Pak, wat gaan die binnekant aan, wil hulle weet? Intussen kom die reddingsbote aan, en help die ruimtevaarder uit, en toe hulle na by die ingang kom, toe die pikkewyntjies wil uitspring, toe skrik hulle. Hier's mense, gids, hardloop, pikkewyntjies hardloop, spring weg, probeer donker hoekies soek om weg te kruip, en een kry natuurlik die sitplek waar die ruimtevaarder was. En hy sien die klomp knoppies voor hom, en hy stres verskriklik, want hier kom, iemand gaan met die deur inklim, en hy druk die knoppies, maak hy deur toe, blaas daar vuur agter by daai vuurpyl uit, en pikkewyntjie dink, hoekom bewe die hele aarde nou? Daai hele vuurpyl beweeg vorentoe, die mense in die reddingsbote rondom is, wow, waartoe gaan hierdie vuurpyl? Wow, stop hom! Maar die vuurpyl skiet daar weg, julle. Sy golf was so groot dat hy al die reddingsbote omstamp in die see omspoel, omwaai. Alles waai weg. Weereens is dit net robbe en walvisse en orkas en vissies wat deur die lug trek, onder die water induik, probeer wegkom. Seemeeuwe vlieg agter uit. Gaan daai vuurpyl in die lug in. Hoor en hoor die pikkewyntjies. Hulle is so vasgedruk teen hierdie sitplek, en soos hy wegtrek, hulle kan nie beweeg nie. Enetjie sê vir die ander, help my, rigting gaan verder, wat gaan aan? Enetjie probeer so goed as wat hy kan. Sy lyf vorentoe kry, koekeloer by die venstertjie uit, en hy sê, julle daar ver is die see. Die ander 3 pikkewyntjies skryp nader, en natuurlik versnel hierdie vuurpyl met 'n verskriklike spoed, maar toe hy deur die atmosfeer breek, skielik is almal gewigloos. 3 pikkewyntjies vlieg rond in die lug, en die een sê vir die ander, kyk hoe vlieg ek! Ek klap nie eens my vlerke nie, dit is die lekkerste ding ooit, dit is awesome! Skree die ander pikkewyntjie, skiet heen en weer van die kante af, kyk hoe maklik, vlieg ek, ek sweef, en hulle geniet dit. En so rukkie verder, toe een weet teen die venster vast, boink, toe sien hy, gats, kyk hoe ver is ons van die aarde is, so klein, ronde, ovalerige ding, blauw, groen, hier is ietsie binne, wat is hier binne? Julle het ietsie gehoor, grom vir hulle. My genigtig, en die ding blaf, en hulle draai om, en hulle sien, hier staan 'n ruimtebrak. En hulle dink, gatsie, gewoonlik is hierdie brakke
op die see, vinnig, maak hom toe in die kamer. En hulle vat daar so hand, vat sy by die deur. Hulle maak daai deur toe. En hulle wonder, wat gaan ons maak? Daai brakkie is daar binne, maar brakkies hou van bikkewyntjies, brakkies jag ons rond op die strand. En grom iets. Hier's nog 'n brakkie hier binne. O nee, dit is my maag daai, sê die grootste bikkewyntjie. My maag is honger, wat gaan ons eet? Bikkewyntjies, hulle krap rond en dink, is daar iets om te eet hier binne? Kan hulle iets eet? Hulle kyk in die kassies en die een kry 500 buisies tandepaste. Tandepaste? Wonder hy. En hy leer hamburger tandepaste. Hamburger. Hulle eet dit op die strand. Ene maak hy buisie op en hy spuit hom uit en hy hap. Hamburger dan. En die ander een lees food paste. O, dit is nie tandepaste nie, dit is kospaste. Wat sien nog? Ander een staan pannekoek. Ek wil pannekoek. En hy spuit daai pannekoek. En dit proe net soos pannekoek, suiker en kaneel. Ander een kyk daar binnekant rond. Melkos. Melkos is ook soos 'n squeeze on. Maar daai buisie se voorpunt raak vetter en vetter en hy sit ietsie binne vas. Moenie nog druk nie, dis 'n klaar. Pop daai hele melkos tandepaste buis uit. Maar daai klonte skiet binne daai ding rond hulle kry weg. Veers het hulle genoeg gehad, behalwe toe die een sê sardynpizza. Sardynepizza. Wie van julle van sardyne op pizza? Wow. Wel, hulle proe dit en die een dit smaak toe. Ek smaak die see. Ek wil al na my mamma, my kos. Ek wil al teruggaan. Help! Breek gaan hy skree. Gaan liggies agter hom aan. Die kas deur gaan oop. Kom rook uit en 2 groot ronde rooi oë loer uit die rook uit. Skree die albei, daar is 'n robot saam met hulle binnekant. En daardie robot stem vra, waarmee kan ek help? En hulle dink, help ons hier uitkom! Okay. Net so gryp daai robot hulle, druk hulle binne in 'n klein kajuit. Druk 'n knoppie, maak die deur toe, druk 'n ander knoppie. En in 'n oogwink is hulle van die ruimtetuig af. Daar gaan hulle, terug aarde toe. Maar kyk, hulle begin val. Toe hulle deur die atmosfeer breek, is daar vlamme om hulle. Ons gaan doodbrand! Maar hulle onthou, komete, verskietende sterre, hulle brand so in die atmosfeer, julle, maar dit was in 'n japtrap. Toe tref hulle daai seewater. Massiewe stoomstreep. En die robot kyk agterna vir hulle, terwyl in die water land, met sy verkyker teleskoopoë. En al wat hy hoor, is 'n hondjie iewers in die ruimtetuig. Besig om te blaf, maar besig om te chonk. En die hondjie en die robot is alleen in die vuurpyl, wat reguit na die dieptes van die ruimte toe vlieg. Die robot voel alleen, en die hondjie sit stil, want daar is geen mense op die vuurpyl nie. Die robot druk die knoppie. Hy kyk 'n laaste keer by die venster uit, en hy zoom in, verskriklik ver, en hy sien hoe die pikkewyntjies terug is by sy familie, en 'n robotjie dink, ek wonder wat is familie. Hy druk 'n knoppie, die deur gaan oop van die hondjie. Kom die hondjie nader. En die robot kyk, is jy honger? Hier is vir jou 'n bietjie. En hy lees op die buisie. Spinasie. En die hondjie het 'n probleem, want nou is hy op 'n vuurpyl saam met 'n robot wat vir hom net 'n spinasie wil gee. Gaan hulle twee okay wees in die ruimte? Ons hoop so, ons sal maar in die toekoms moet luister, nee. Maar weer is die pikkewyntjies terug by die huis, besig om sardyntjies rond te jaag in die branders. En elke nou en dan as hulle opkyk in die lug en die sterre sien, wonder hulle, is een van daardie sterre dalk die ruimtetuig? Dalk moes hulle nie die robot en die hondjie alleen los nie. Miskien moet ons hulle gaan help. Miskien